Ek wil graag vir julle 'n stukkie lees uit 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie saam met die ongelowiges agter alles wat sonde is aanloop nie. Dan is julle kort voor lank daaraan verslaaf. Dink bietjie, wat so ooreenkoms is daar tussen reg en verkeerd? Of tussen lig en donker? Hulle lyk dan nie eers dieselfde nie. En wat het Christus met die duiwel te doen? Hy het mos nie nodig om een of ander ooreenkoms met hom te sluit nie, of hoe? Wat van gelowiges en ongelowiges? Is hulle dieselfde? Nee, natuurlik nie. Dan vers 16. Of moet daar miskien 'n verstandhouding tussen die woonplek van God en die afgode gesluit word? Nooit nie. Ons wat glo in die woonplek van die lewende God. Daarom sê die Bybel, ek sal by julle bly, my adres sal by julle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my kinders wees. Daarom moet julle pad gee van die sondaars af. Julle moet my altyd dien, sê die Here. Laat staan alles wat besmet is. Dan sal my hart en my hand waawyd oop wees vir julle. Vers 18. Ek sal 'n vader vir julle wees en julle sal my kinders wees. Dan 2 Korintiërs 7. My liewe kinders, al hierdie beloftes is vir julle bedoel. Daarom moet ons nou elke verkeerde ding laat staan waarmee ons besig is. Alle verkeerde goed moet ons uit ons gedagtes verban. Ons moet met alles in ons daarna strewe om volmaak te wees in ons toewyding aan God. Ons moet net doen wat hy van ons vra. Tot sover. Sjoe. Dis 'n baie belangrike stuk in die Bybel. Dit vat eintlik alles saam wat ons moet doen en nie moet doen nie. Dit het my nogal geraak toe ek hierdie stuk gelees het vanoggend. Ons as gay Christene bevind ons in 'n baie moeilike situasie. Omdat die meeste van ons vriende ook gay is en nie in God glo nie. Omdat die kerk hulle weggejaag het of seer gemaak het, daarom wil hulle niks met die Here te doen hê nie. En dit is so sad. Maar onthou, die kerk is net mense, dis nie God nie. Elkeen gaan vir homself verantwoording doen. Daai mense gaan verantwoording doen hoekom hulle julle vervreem het van die kerk, of jou vriende vervreem het van die kerk. Maar jy gaan ook vir jouself moet verantwoording doen, soos wanneer jy eendag voor God staan. Ons kan nie sê dis Piet of Koos of San wat ons weggejaag het uit die kerk of ons seer gemaak het nie. Of wat dit gesê het of dit gesê het nie. As Judas sleg is, beteken dit nie al 12 disippels was sleg nie. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Jy gaan alleen gejudge word daarvoor. En dan moet ons reg wees daai dag as ons daar voor God staan. Ek sien elke dag op Facebook en Instagram en waar ook al dat jonger en jonger mense elke dag doodgaan aan snaakse goed wat nooit van tevore so was nie. Ek weet nie of ons dalk nou net meer bewus daarvan is met sosiale media nie. Maar nou en dan sien ek daar staan rus en vrede of rip en so aan. Jy was so jonk, jou hele lewe het nog voor jou gelê. Of jy het al hierdie potensiaal gehad wat nou net gemors is. Ons gaan jou mis, of wat ook al daar staan. So ons kan enige tyd gaan, of jy nou in jou 20s, 30s, 40s is, jy hoef nie 80 wees om dood te gaan nie. Maar dan, julle weet, ek wil vir julle sê, ek het baie van klap gehou. Ek het regtig in my 30s en 20s voluit gegaan. En ek het net besluit op 'n stadium, dis dit, tot hier na toe nie verder nie. So, ek het nog steeds gaan dans, maar ek het soda water met ys gedrink. En niemand het geweet wat drink ek nie. Maar dan sien ek almal op 'n stasie, dan sien ek wat hulle doen, en wat ek gedoen het voorheen. En dan voel ek so, wow, ek is nou awkward in hierdie situasie, omdat ek nie op hierdie selfde stasie as hulle is nie. Maar ek is so dankbaar. Ek doen wat die mense doen, shooters, die een na die ander, die een na die ander persoon net soen randomly op die dansbaan, jy weet, losbandige optrede, saam met iemand huis toe gaan, ek sien dit alles. En volgende oggend is ek die heel blyste van alles. Want as ek dan opstaan, sonder 'n kopseer en helder, dan hoef ek nie skuldig te voel, soos wat ek altyd gevoel het nie. Ek hoef nie te wonder wat ek gesê het, wat ek gedoen het, hoe ek by die huis gekom het, al daai goed nie.
dan is ek net baie, baie, baie dankbaar teenoor die Here dat ek die hele aand en sterk gestaan het. En so het ek dit eventually maar net ontgroei. Alhoewel ek nog steeds baie vandag vandaan hou, ek wil net nie meer soontoe gaan nie. As ek soontoe gaan, en gelukkig staan ons daar in ons dorp nie 'n groot klap of 'n kyklap nie, maar as jy nou ek moet gaan, dan sal ek miskien bly vir 'n rukkie. En 1 of 2 dae se dans, dan sit ook nou uit my uit. Ek weet nie, dis net iets wat heeltemal uit my uit is en ek het daarmee groot geword. Ons het by dans so groot geword saam met my maale. Maar daar's ander dinge wat ons kan doen. Ons kan mense onthaal by ons huise, dinnerparties hou, 'n potjie kos klub begin, 'n Thursday night club begin, 'n Tuesday night club begin. Elkeen 'n beurt kry om kos te maak elke week by hulle huis. Tot die groep klaar is en dan begin jy weer voor. Mense kan gaan braai by 'n rivier, by 'n dam, by die see, kan gaan ski, kan gaan bootry, kan gaan bergklim. Dit hang net af letterlik in watter area jy bly. Maar daar is opsies dat ons nie elke Vrydag en Saterdag aand by 'n klub hoef uit te hang om populêr te wees en om iemand op te tel nie. Ons termin kyk Christene wat hulle geloof aktief uitleef. Op een of ander stadium het die Afrikaanse guys in die kerk groot geword. Of dit nou in die NG was, hervormde kerk, gereformeerde kerk, AGS, maak nie saak nie. CSV by die skool gehad, kinderkraans gehad by die kerk, op CSV kampe gegaan, maak nie saak nie. So ons het die fondasie en ons weet wat die regte ding is om te doen. En die Here sê as ons weet wat die regte ding is om te doen en ons doen dit nie, dan is dit sonde. En daai beginsel geld met enige ding. Want op die ou end is dit die Heilige Gees wat ons oortuig tussen reg en verkeerd. Ja, die Bybel ook. Maar dan moet ons dit lees en inneem. En wat van in die tyd toe die mense nie Bybels gehad het dit gelees nie, toe dit nog op scrolls was en net gebeure was by die sinagoges. Die Here het die mense gelei en vir hulle gesê wat reg en verkeerd is. En op een of ander stadium, as jy wedergebore was, is die Heilige Gees in jou en hy sal jou wys. Al gaan jy in die kerk toe vir jare nie, al het jy nie eers die Bybel gelees nie. Hy sal jou laat voel wat is reg en wat is verkeerd. En ons kan nie eendag gaan staan voor Here en sê, so en so het dit gesê in die kerk, en toe het hulle my seer gemaak en weggejaag nie. Die Here gaan dit nie aanvaar nie. Daai mense gaan vir hulle self verantwoording doen. So, ook onsself, soos ek reeds gesê. Ons gaan nie kan sê, ja, maar so en so het op die TV gesê, dit en dit van gays en ons gaan hel toe, of so en so in die kerk het my die band uitgeskop, terwyl ek my alles vir die Here gegee het en gedink het ek doen my deel nie. Terwyl ek so gelukkig was, ja, dit is goed wat gebeur en dit is baie traumaties as jy in jou geloof seer kry. Dis een van die mees traumatiese goed wat daar is. En dit het met my ook gebeur. Ek is deur baie slegte dinge in verskillende kerke. Maar op die ou end gaan ek nog steeds alleen voor die Here staan. Ek gaan verduidelik wat my pad was en wat ek moes kies en wat ek moes doen. Nie wat Koos gesê het vir my nie. En daarom wil ek reg wees as ek voor die Here staan. So ek wil net hierdie boodskap vir julle gee vandag uit my hart uit. En moenie skrik as julle vers 1 van 2 Korintiërs 7 sien wat sê, ons moet volmaak wees in ons toewyding aan God, soos wat hy volmaak is nie. Dit beteken nie ons moet perfek wees nie. Niemand is perfek nie. Maar ons moet daarna streef om volmaak te wees, soos wat hy volmaak is. Solank ons daarna streef, is ons op die regte pad. Ek het nou gesê van dat die kerk mense is en dat mense foute maak. Onthou net, God is liefde. Hulle is dalk nie, hulle is dalk veroordelend, hulle is dalk krities, maar God is liefde. En as ons vashou aan daai liefde en jy het 'n verhouding met hom, dan kan niks of niemand daai liefde van jou af wegneem nie. Want die Here sê, geen hoogte, geen diepte, geen bose magte, niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Lekker dag, totsiens.